Sorry, daar kom nog mense. Terwyl die mense inkom, wil ek vir die kerkraad en die gemeente baie dankie sê vir die geleentheid dat ek en Zaan so 'n wegbreekie kon maak. Ons was Kalahari toe, so 2000 kilometer Sint-Laat gery, so baie bevelkom. Kom ons kyk gou, terwyl daar nog mense is wat stadig in beweeg, kom ons kyk gou na ons afkondiging. Ons wil net noem dat Gerald Becker het mediese behandeling gekry. Hy is nog aan die gang, lyk my, hy gaan hierdie week weer Windhoek toe. Kom ons dink aan ons voorbidding aan hom. En dan lief en leed. Partykeer sit ons net die leed, maar die lief is nie altyd daar nie. So, Rika, staan op. Kom ons klap vir Hannes. Sy 3 ATKV baie geluk, is baie special, hoor, jy het weer Kobabes op die map gesit. Goed, kom ons kyk na ons maandprogram. As jy dit nie daar sien nie, dan moet jy dit toch vir ons laat weet. Die vanoggend na die diens word almal uitgenooi om saam te kuier. Ek gaan skitter in my afwesigheid, julle sal sien daar's 'n kroontjie. Ek ry Kroonster toe, ons hou buitediens op Kroonster. En dan is ons die 21ste by Keijo, het ons Bybelstudie, die aand gewoonlik hier by 6uur. Dan die 23ste kerkraadsvergadering, ons het dit al genoem, as jy 'n dringende saak het, moet jy dit skriftelik nog op die laaste môre vir die skriba inhandig as jy graag wil hê iets moet op die kerkraadsvergadering bespreek word. Dan die 25ste, het uitgeval, is dit die gereformeerde bazaar, nie? Die 25ste, jammer daaroor, maar nou weet hulle dit, en dan die 26ste is ons by Wildebees, en dan Kanaal 7 se radioton begin eers Dinsdag. Dinsdag die 28ste, weer daar in die Shoprite kompleks. Julle moet toch vir Marie steek jou hand op, kontak toch vir hulle, vir bydraes en deelname. En dan die 28ste weer 'n Bybelstudie by Kroonster, en die 29ste is ons by Kalahari. Dit is soos ons program vir die maand loop, soos ek sê, as jy iets wil byvoeg, laat weet net vir ons. Dan vir die week, kategese terug, né? Kategese en belydenis, en dan Woensdag is die Bybelstudie by Huis Dion Lou en by Elim,
Donderdag het vergader die kerkraad en dan Vrydag by die manne saam en ons het weer by die skool neem ons weer ons belydenisklasse verder. Goed, en dan is die tema 'n stem van waarheid. Ons sê baie welkom aan Henry en Ilse Strauss, hulle staan daar agter. Ons sal hulle net maar bekendstel. Hulle kom kuier vir ons al die pad van Israel af en dis waaroor hy vanoggend met ons gaan deel. So ek gaan die aanloop doen en dan gaan ons hom aan die woord stel. Goed, wat sing ons, Sarina? Môre julle. Goeiemôre. Ek is bly julle is ook baie vanmôre want dan gaan ons baie lekker sing want ons het sommer heerlike liedere het ek uitgesoek. Die eerste een, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak en ek sien hier's baie besoekers en die meeste van hierdie besoekers is sangers. So ons is baie bly julle is hier tussen ons. Dit gaan vir ons lekker wees om saam met julle te sing. En dan ons tweede lied, ou bekende, ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. En dan vers 2 en 3 wat daarop volg. En ons laaste lied van ons voorafsang is ook 'n Halleluja lied, red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, ruk hul ontfermend uit sonde en dood. Ons gaan dalk al 3 van die verse sing. Ek wil vra as jy kan jy maar bly staan. As jy nie kan nie, is jy baie welkom om te gaan sit. Maar dit is lekker om lofprysing te doen terwyl ons staan. Ek het nie vanoggend 'n aanbiddingslied nie, want ek het gedink ons gaan praat na die tyd so. Kom ons na die fotum kan ons staan en dan sing ons lekker saam met mekaar. Baie dankie. Kom ons begin dan met ons fotum. Ons fotum kies ons altyd 'n psalm. Hierdie keer het ons Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou, die waarheid was nog altyd 'n groot probleem oor die eeue. By geleentheid het Pilatus uitgeroep, wat is die waarheid? Vandag het ons soveel korrupsie, soveel scams, AI. Toe ek hier gesing het my ma gevra, wanneer het hulle jou so ge-AI? So, mens weet glad nie meer wat is die waarheid en wat is ge-AI nie. Ek is hier, hoor, ek is nie ge-AI nie. So, En hy kan sing. Hoe sê jy? En hy kan sing. Dit is 'n debatteerwapen. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En op hierdie punt groet ons jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Vader, kom die boete neem.
ons sterke en ons wyse Heer. In ewigheid loof ons om die Heer. Halleluja, halleluja, die gekom deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, ons is hier gekom deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, hier gekom deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, ons is weer gekom deur Jesus bloed. Want ons is weer gekom deur Jesus bloed. Dit was nou regtig wonderlike lofprysing. Kom ons hou aan daarmee en ons sing Ek weet verseker, Jesus is Heer. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is zorgvuldig, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee verhoedenis die ware geluk. Selfs as sy struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is zorgvuldig, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Ek wil verseker, met Jesus leef. Ek wil sy liefde heeltyd beleef. Uit sy genade wil ek aanhou groei. Sy goedheid en omgee na ander laat vloei.
liefdevol, Jesus kan red. Diep in die heilige hart, brooi van die bose, skuil daar 'n beeld wat genade kan herstel. Onder Gods liefde hand, brou daar die snare, lewe die ziel op die Heerse bevel. Red wat verloren gaat, soek die wat sterven. Jesus is liefdevol, Jesus kan red. Red wat verloren gaan, Jesus verwachten. Kracht door die weg, zal ons Geest die verleven. Leid naar die nauwe weg, allemaal geduldig. Jij zorgt verloren, wie Jezus geween. Red wat verloren gaat, zoek die wat sterven. Jezus is liefdevol, Jezus kan red. Jezus is liefdevol, Jezus kan red. Baie dankie. Waar's my kinders? Kinders moet vorentoe kom asseblief. Junior, bring jou pelle. En julle kom daai kant toe. Hoor, vandag is dit hier mekaar. So toe. Rihanna sê vir my kom help. Hierdie kant, Sinkie. Hierdie kant. Kom. As hy, kom ons daar. Kom ons daar. Awesome. Sit vir my daar, vandag gaan ek vir julle op die bord wys. Maar voor ons begin, Junior, jy sal weer vooraan, né? Kyk, ons gaan vir jou 'n medalje gee. Sien net jou ma wat wen nie daar, val hy sommer af. Hang hom mooi aan, kan jy daar so. OK. Ons sit vandag vir oom Henry hier en hy gaan met ons praat oor Israel. Maar nou wil ons weet waar sit Israel, né? So kom ons kyk. Wat is daai? Die son. Hoeveel planete is daar? 8 planete. Daai een tel. En waar is die aarde? Waar is die aarde? Die derde een is die aarde. Kyk daar so. Ja, die Here maak mooier as ek, maar hy lyk min of meer so. OK, vang hom sommer, dan gooi jy die aarde 'n bietjie rond. Daar's baie mense wat die aarde rondgooi. OK, goed. So, nou, kom ons vat hom, Peter. Dit is soos hy lyk. Is dit mooi? Waar's jy? Waar's jy? Kom ek wys vir jou waar's jy. Daar sit jy. In goed babes. Ja, net daar. Moet ek kom nader maak. OK. Wat ons vandag toe gaan is Israel is daar so. Kyk, daar bly jy. Is 'n bietjie ver. En daar's Israel. Nee, kom ons gaan nader. Hoekom is Israel so bekend en belangrik? Want wat gebeur het is die Here het vir Moses gesê, Egiptenare is baie stout en baie lelik met julle mense. Hulle slat hulle en spoeg hulle en mors hulle. En wat maak hulle toe? Hulle trek toe al die pad van daar's Goshen Egipte af. Trek hulle kyk deur die see, daar gaan hulle af, daar gaan hulle af, daar gaan hulle af. En dan ver getrek, nee.
En toe kom hulle by die berg Sinai, daar kry hulle die wet en die tabernakel, en toe trek hulle terug, en net om hulle stout is en die Here snaps, is draai hy so in die ronde met hulle. En toe gaat hulle, en daar gaat hulle, na Israel. Nee, goed, Babes is bietjie ver. Ja. Ok, kom ons kom 'n bietjie nader, en dis soos Israel lyk. Nee, so as jy vlieg, dan vlieg jy waartoe, wat is die hoofstad van Israel? Weet jy? Tel Aviv, jy vlieg Tel Aviv toe. Ok, goed, daar is Tel Aviv, daar is Jerusalem. Ok, ek het gesukkel om mekaar te kry, weet jy, wat vir ons kan wys waar is Bethlehem. Waar is Jesus, waar kom Jesus se ma en pa vandag? Josef en Maria, waar het hulle gebly? Waar het Jesus skool gegaan? Hy was in ATS. Ja, in Nazareth. Wat het hy geswat? Houtwerk. Houtwerk in die ATS geswat by Nazareth. Maar waar is hy gebore? Nee, waar het hy? Bethlehem, waar is Bethlehem? Waar is Bethlehem? So kom. Waar onder? Ok, julle sien hom, nee, ek kan hom nie eers sien nie. En toe sy weer terug Jerusalem toe, en daar sy toe dood. En daar het hulle hom opgehang, en toe het hy opgestaan, en hy het hemel toe gegaan, nee. Nou moet hom Henry vir my vertel, waar bly hy? Waar bly hy? Hy bly in Jerusalem. So hy gaan met ons praat by Jerusalem. En wat het ons geleer? Wat het die Here vir ons gesê? Wat is hy vir Israel? Israel is die plek van melk en heuning. En as jy melk en heuning by mekaar sit, wat kry jy? Nee, ons het laas geleer. Wat kry jy as jy roomys. Dis die land van roomys. So ek het vir julle roomys gebring. Ja. Dis 'n land van roomys, né? What a great plek. Ok, julle kan daar agter gaan roomys eet. Is ek nie oulik nie. Wat gaan julle sonder my doen? Jy wil nie meer die berg rondgooi nie. It's fine. Ok. Goed om Henry, kom gou. Voordat hy begin, kom ons bid vir hom. Is jy gedraad? Ja, gedraad. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is. As ons so na die sonnestelsel kyk in die aarde, hoe nietig is ons, en tog sê jy in die psalms, dat ons is weinig kleiner as 'n goddelike wese, want U het ons gemaak. En hoe belangrik is die wêreld, hoe Babes, Israel, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, slaan ons harte, Here. Daarom kom bid ons vir Henry, dat U hom sal seën, en dat dit wat hier gebeur vanoggend uit U mond sal kom, en dat ons nie leeg hier sal uitgaan nie, maar vir U voluit gaan lewe. Amen. Baie dankie. So goeiemôre. Ek is daarom Afrikaans, so julle hoef daarom nou nie te skrik, iemand van Israel in Hebreëus of Engels hier aankom nie. So, ons was ook so 'n paar jare in Gebabes gewees. Ek het my ou musiekonderwyser gesien,
ma van my beste vriend wat in laerskool hier was, so en so 'n paar ander mense, bekende gesigte. So dis was heerlik om hier te wees. Soos Dominic gesê het, ek is Henry Strauss, my vrou sit daar agter met ons dogtertjie Ilse en Lily, wat daar agter is. En dis net vir ons 'n eer om hier te wees terug in Namibië. En ons is so besig met so 'n spreektoer deur die hele land. Ons het laasweek geland in Windhoek en nou is ons hierso in Gobabis. En almal met daarin duidelik hoor. Okay. So Dominic gesê ek het 2 ure, ek net my timer hier so begin. So ja, dit is vir ons werklik waar 'n hartsbegeerte, maar ook 'n roeping van God om wat in Israel gebeur deur te bring hiernatoe. En dis wat ons tema vandag is, die stem van waarheid. Nie net in ons self in ons Christenlewe nie, maar waar ons leef in ons gemeente, in ons families, in ons huis. Dit wat ons sien, moet ons nie net vat wat dit is nie en versprei nie. Die woord waarsku baie maal teen dit. Maar ons 'n bietjie terug te trek, net so kortliks wat ek en Ilse doen vir ons roeping in Israel. Ons is nou al so net oor die 8 jaar wat ons in Jerusalem bly. God het ons geroep na Israel toe in 2017, 2018 Februarie het ons daar begin by organisasie Bridges for Peace. Met die roeping van 'n verhouding tussen nasies te bou. Nou Bridges for Peace bou 'n verhouding tussen Jood en Christen. Vir baie is dit baie keer volksvreemd, maar hoekom moet ons verhouding bou tussen Christen en Jood? Ons het dan nou vir Jesus, ons is vry en die Jode bly nog steeds onder die hangsel wat God voor hulle oë gesit het, soos wat ons lees in Romeine 11. So, hoekom moet ons nog steeds 'n verhouding bou? Want God sê so. God sê in sy woord, in telke male wat hy die beloftes gee van, ons moet saam met, kortliks, ons moet saam met Israel staan. In Romeine 11 veral, want dit sê, ons is ingeënt, ons as die wille olyf is ingeënt in die olyfboom, en hy is natuurlik, sy seun is natuurlik die wortels. So, daar's nie gesê, daar's 'n nuwe olyfboom geplant en dis die kerk, of dis die Christen nie. Ons is ingeënt in dit. Soos wat ek het altyd ek's 'n baie praktiese mens, soos ek wat dit altyd prakties onthou, ons moet kyk as die Joodse nasie, as ons ouer broer. Ja, ons ouer broer verlei ons baie keer bietjie, of hulle doen katte kwaad, en dan val ons in die lokval, of so iets. So, dis hoe die ouer broer maar is. En baie keer gaan die jonger broer vooruit. Hy is slimmer, of hy het iets anders beter, en soos wat ons het vir Christus. So die Joodse nasie, Jesus self was 'n Jood. Joodse nasie is soos ons ouer broer. Dis ons fondasie waar ons vandaan kom. Maar ons het dit verder gevat, waar Jesus vir ons gekom het, om te sterf vir ons sondes. Nou ons as gesin is daar letterlik om die woord uit te leef, sonder woorde. Eerstens, ons mag nie iemand oorreed van ons geloof nie, dis teen die Israeliese wet. So wat ons daar doen is letterlik leef dit uit. Gee liefde, gee kospakkies. Ver verwoonsel uit van 'n Holocaust survivor. Die Holocaust wat gepleeg was onder Adolf Hitler, en ons sal so kortliks later 'n bietjie daar raak daaraan. So ons is net daar om daai liefde te betoon en uit te leef. En wanneer die geleentheid dit skep, dan kan ons dit verder vat. So ek en Ilse en Lily is nou deur hierdie oorlogtyd daar, deur 3 oorloë, en ons is moeg, maar die Vader sê nêrens in woord, jy gaan die hele tyd energie hê, of so nie, of hy sê, dit gaan nie 'n maklike paadjie wees nie, so, maar ons is daar so om sy lig uit te leef, gedurende ons moegheid, gedurende wat alles is. En een vers wat werklik vir ons vas bly staan het, is in Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Here is my helper, en ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens dan doen?
Israel is 'n land soos enige ander land. Dominee het nog gepraat van korrupsie en daai goed ons die teksvers in Johannes ook gelees het, Johannes 14. Daai waarheid moet ons aanhou. Want ons maak nie staat op regerings of op die media of wat ander mense sê nie. Ons eerste bron van sosiale media moet die woord wees, moet God wees, moet wat Jesus geleef het, wat ons lees in die Nuwe Testament. Want uit dit uit, as ons dit weet, as ons dit ken, is dit ons waarheid. Iets wat vir my oopgebreek het van, waarheid is nie wat iemand praat nie, dis nie wat iemand sê nie, dis nie wat iemand leef nie, dis 'n persoon. Dis Jesus. En hy sê dit self in sy woord, in daai Johannes 14 teks, en ek gaan dit weer lees, ek is die weg en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar sê hy dit self, hy is die waarheid. So die waarheid, en ek het dit nooit eintlik so gesien tot onlangs nie, hy is die waarheid. So as ons wil sien of twyfel oor iets, of dit gaan moeilik, of ons weet nie wat se kant toe nie, moet ons net na Jesus kyk. Hy is daai waarheid. Hy is die een vir wie ons moet volg. Nie 'n Facebook post of 'n nuusberig in die koerant of wat iemand sê nie. Ons moet vir Jesus in dit alles sien, in daai waarheid alles sien. So deur die loop van vanmôre gaan ek so 'n paar getuienisse gee wat ons al tegemoet gekom het in ons wandel in Israel. Want dis deel van wie ons is, dis deel van ons boodskap vandag, vir die waarheid, want ons is so maklik, ek wil amper sê daar's 'n ander tipe waarheid, ons kies wat om te glo, selektiewe waarheid, ons kies wat is mooi en wat kan ek daarvan vat, en dis eintlik baie meer gevaarliker as 'n leuen, wil ek in my opinie gee, wil ek vanmôre met julle deel, want en ons almal weet in die media, in die nuus, gooi hulle hierdie goeters wat sensasie veroorsaak. En een van die mees gevaarlikste ding saam met selektiewe waarheid is daai forward knoppie op jou foon. Want nou kry jy die boodskap en voordat ons eintlik, en ek staan skuldig ook baie keer in dit, voordat ons eintlik navors of weet wat agter die storie is, forward ons na mense, en so begin dit. So begin die, en baie van die goeders wat ons weet, Ilse werk in dit, wat ons sien in die media, is leuns. Hulle vat die waarheid, en hulle verdraai dit net so bietjie, of hulle sit net 'n woordjie in die hooftitel, en dit verdraai die hele storie. En dit het ons al agtergekom, veral in media wat in Suid-Afrika en hier in Namibië is, wat verdraai is. En dis die oorlog wat ons veg, is daai propaganda-oorlog, om daai waarheid uit te kry. En dis een van die hoofredes hoekom ons hier gekom het. Want as ons dit net vooruit en aanstuur, neem ons deel in dit wat die vyand wil inbring, in die eenheid van ons as Christene, vir eenheid van ons as kerk. En dit is vir my baie hard. Baie kere dan Lily sal sê, ek moet dit nie sê nie, maar baie kere vra ek vir Lily, maar jok jy nou? En sy sê, no daddy, I'm not lying. Sy vra, Lily, jok jy vir my? Sy sê, no daddy, it is so. Sê ek, okay, ek gaan nie onderwyser bel, en dan gaan ek vir haar vra wat sy gesê het, of die maatjie, of ek gaan die maatjie vra. En sy sê, okay daddy, I just forgot, it's not like that. So ek is in my geloofstap was ek baie erg op die waarheid en fokus ons op dit en veral waar ons leef om baie 'n fyn lyn te kyk vir dit wat ons deel, waarvan ons praat. Want ek glo elkeen van wat hier vanmôre sit, elke Christen is geskape met een hoofdoel. En dit is God se woord te versprei. Maar in daai verspreiding moet ons weet wat die waarheid is. Dis waarvoor ons geroep is. Want as ons nie dit het nie, kan ons nie sy woord verkondig nie.
Want daar is die teksversie, en ek het dit nou nie hierso nie, maar daai wat jy die eie balk uit jou eie oog moet haal, voordat jy die splinter in iemand anders se oog sien. Daai moet ons doen. Daai moet ons leef. Ons moet ons eintlik konstant hersien, check, dat daai leefstyl van waarheid binne ons is. En met daai geskape wat ons leef, ons is geskape om dit te doen. Ons is geskape as daai instrument om sy woord te verkondig. In die moslim geloof is daar in die Koran sê daar is die klein Satan en die groot Satan. Nou die klein Satan is Israel. Groot Satan, wie is dit? Weet iemand wat ietsie van moslim geloof wat die groot Satan is? Dis Amerika. Maar Amerika, dis nie Amerika fisies nie. Dis Amerika in die sin van Amerika verteenwoordig die westerse wêreld. Die westerse wêreld verteenwoordig die Christen. So op die ou einde, Israel, kry, hulle sal hom doen, maar dan kom hulle vir die groot Satan. En dis wat in ons land gebeur hierso. Dis wat onder die nasie hierso en in Suid-Afrika gebeur. Ek was verstom toe ons ry in Suid-Afrika hoeveelheid moskeeë wat daar sit. Hulle sluit in. So as ons dit nie keer nie om Christus uit te leef, vir mense te vertel van die waarheid wat ons leer in ons woord, dan gaan daai net al hoe meer groei en groei. So jy is geskep om daai instrument te wees. Ons is geskep om die pynhope op te bou. Kom ek kom gou eers af voordat ek verder aangaan. Een van my vriende, goeie vriende, hy's 'n wynboer daar, hy's 'n Joodse ortodokse ou. Hy's 'n wynboer daar in Judea en Samaria, die Wesbank wat die wêreld noem. En hulle het elke week het hulle skrifgedeeltes wat hulle lees. En daai week se skrifgedeelte lees hulle uit Jeremia 31 vers 5. Waar staan op die heuwels van Samaria sal daar weer wingerde wees. En hy kom uit die sinagoge uit en hy kyk so oor die heuwels waar hy bly, maar daar's nie wingerde nie. So hy sê, okay, maar as die woord dan so sê, en hulle lees dieselfde woord in Jesaja as wat ons lees. As die woord dan so sê, dan moet dit so wees. En hy spring aan die werk. Dis nou 15 jaar terug. En hy spring aan die werk, ek begin plant wingerde, waar hy tot vandag nou al waar sy kelder gebou het. Ek is baie betrokke by ek is so sy handyman, /graphics designer, kom hardloop die wynplaas as hy weg is, want hy is nog 'n reserve in die weermag ook. So hy gaan veg baie keer, het hy, veral in die begin van 7 Oktober het hy baie geveg. En laat weet hy, okay, hy gaan nou af, dan gaan ek op na die wynplaas om dit te run, sodat alles in stand bly. Want dit is maar 'n klein wynplaasie, boutique winery, so dan gaan help ek hom uit. Want ons het een keer, Giels en Lily was nog, ek dink 3, en toe het ons een oggend net, ons het gevoel ons wil gaan help op die harvest of die oestyd. Toe gaan pluk ons druiwe en hy vat ons na die kelder toe. Ons was 'n hele groep mense kelder toe, maar toe sit nog net die 4 mure wat staan en hy deel sy visie en iets word wakker binne my. Ek wil die deel word. Want in Jesaja 61:5 lees ons: die vreemdeling sal in jou wingerd kom werk en na jou skape kyk. Wie is die vreemdeling? Ons, wat nie Joods is nie. So hier kom Christen en Jood saam en hulle bou op die pynhope. Die wat uit jou voorkom sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie en om bewoonbaar te maak. In die Joodse
denke, as hulle iets lees, veral die profeseë, laat hulle dit gebeur. Hulle wag nie soos ons Christene, ons lees dit, ons weet die tekens en ons wag vir dit en kyk uit vir dit. En ek is ook baie keer so, en ek is nou bietjie aan my denke te vernuwe en te verander. Hulle laat dit gebeur. Want, ons gaan terug na ons tema toe van waarheid. Hulle lees dit, hulle vat dit as die waarheid, die woord van God, en hulle laat dit gebeur. Want as God so gesê het, deur sy profete, deur wat daar gelees word, dan moet dit gebeur. Hulle kan nie wag vir iets om te laat gebeur nie. En Paulus herhaal omtrent dieselfde in ons teks in Efesiërs. Daar geen vuil woord uit jou mond kom nie, maar net die woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan dit wat word. En daai profeseë, daai woord van God gebruik die Jode om mekaar te stig. Hulle leer by mekaar, hulle deel met mekaar. En dis waar ek net daai slogan gehad het, daai frase gehad het van kieskonstruksie vir my verwoesting. Want met ons woorde kan ons baie keer verwoes en ons bou nie op nie. Al is dit net van iemand ietsie, ek hou nie van hoe daai persoon dit doen nie, dit steen my beginsels, wat ook al. Dit breek eintlik baie keer iemand af. En dan wil ons eers maar stil bly. Ek het so 'n paar maande terug toe gaan lees ek deur Genesis 3, en ons gaan dit nou lees. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het? En lees dit weer, is dit ook so dat God gesê het? So hy sê nie God was verkeerd nie, hy gee net so 'n happie van 'n vraag, dat hy twyfel inkom. Julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van van die boom van die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur die goed en die kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. So waar was Adam? Langsaam. Ek het dit altyd gelees as Adam was iewers om die donkies te werk, of tuin te maak, of groentetuin, of wat ook al. Toe ek daai laaste stuk weer lees, dus dink ek, Adam was langsaam. Wat het hy gedoen? Niks. Hy het niks gesê nie. Hy het nie vir Eva gesê, dit wat jy nou doen is sonde nie. Hy het nie die slang aangevat nie. En baie keer wonder ek of die stilte nie gevaarliker is as om 'n woord te sê nie. Want hoe sou hierdie wêreld nou anders gelyk het, as Adam iets gesê het en sê, is besig om te oortree. Ek kyk na ons wêreld vandag met alles wat aangaan. Adam en Eva en al daai goeters. Mans het baie keer in hulle huise stil geraak. My grootste vrees is as ek nie eendag vir Lily kan regwys en sê dit waarmee jy besig is nie van God af nie. En sy gaan voort met dit. Ek wil ons huis in waarheid laat groei. En dis waar ons roeping in Israel is. Want sy's in 'n sekulêre skool.
Dis die enigste Christen in haar klasie. Want ons het haar uit die privaat skooltjie gehaal, sodat sy half in die diepkant gegooi kan word, om Hebreëus te leer. Sy praat vlot Hebreëus met haar maatjies, maar om die wortelslag van die woord te ken. Maar ek dink God het 'n plan ook met dit gehad. God het 'n plan met alles. Of dit nou gebeur het of nie, God het 'n plan met alles. Hy gebruik ons in ons swakste tye en ons slegste tye. En deur Lily se skooltjie, omdat sy die enigste Christen is, almal weet ons is Christene, het ons al aan aanraking gekom met die ouers. En dan vra, maar hoekom is julle hierso? Julle is dan nie eens Joods of Israeli nie. Dan sê ons, maar ons voel ons moet hier by julle wees. Ons voel God het ons geroep na hierdie land toe. Sy is nou 2 jaar in die skooltjie. Stadig begin daar vertroue gebou word tussen ons as ouers. Tot so 'n punt van laas jaar oor Kersfeestyd. Net voor Kersfees. Begin vra die nou hulle weet van Kersfees, hoe vier ons dit? Toe sê ons vier dit nie eintlik nie, maar ons vier dit. Dis nie vir ons dat ons moet dit doen nie, maar dis ons lekker. So ons sit liggies op en maak die huis bietjie mooi, want dis dieselfde tyd as hulle fees van ligte, Hanukkah. En toe sê die ouers, maar hulle wil meer weet. Hulle wil, en daar's een ma wat spesifiek vra, sy wil weet, wie is hierdie Paulus wat ons van praat en so. So ons sê, okay, ons sal iets hier reël vir die klas. So ons het gereël, hulle is so kindertjies van 21 kindertjies in die klas, en ons het gesê, okay, ons gaan koekies versier. So ons het emmers vol Kersfeeskoekies gebak, versiersryker aangemaak, en ons het so groot tafel, en ek het hom met folie oorgetrek, en die kinders het daar, en sien jy het so hele hoop icing op sy koekies, so sy arme ouers na die tyd, weet ek nie. Maar dit het 'n geleentheid geskep vir die ongelowiges in ons huis te kom, met ons te praat oor Jesus, wat Jesus vir ons beteken. Deur net dat ons sy waarheid uitgeleef het. Deur net dat ons daai boodskap van hoop gedra het, waar ons rond beweeg. En hulle vra nou al hoe meer vrae. Hulle weet Lily is 'n klein Israelietjie, sy is baie bossy. So, maar sy is die voorlopertjie in die klas. Almal speel met haar, maar sy het 'n willetjie van haar eie. Hulle moet speel wat sy vir hulle sê om te speel. So, maar dis die manier wat ons haar gesien het van die dag wat sy gebore is, dat sy 'n voorloper vir Christus sal wees. Dat sy 'n Elia sal wees. Haar tweede naam is Elia, van Elia af. Dat sy 'n voorloper van Christus sal wees. Dat sy daai lig sal skyn waar sy rond beweeg. Baie keer wonder ons, maar ek's nog te jong. Dis die dominee se plek om die waarheid te versprei. Ek's te oud. Dis nie my tyd nie, my besigheid is te besig. Dit hou my te besig. Ek het al misluk om dit te doen. Ek nou sê, jy sê nou vir jou uit self leens voor daarso. Jy kan dit doen waar jy is. Jy kan dit praat waar jy is. Jy kan dit leef waar jy is. Een van die groot redes hoekom ons vir Lily in die publieke skooltjie gesit het, is, wat ek besef het dis nie, want sy was in 'n Christelike skooltjie, dis nie die skool se plek gewees om vir haar van God te leer nie. Vir haar van Jesus te leer nie. Dis my as pa en Ilse as ma se plek om vir haar van God te lees. Dis nie die plek van die dominee, en niks teen dit nie, van die sonndagskoolonderwyser, om vir ons kinders die waarheid te leer nie. Dis ons as ouers se plek om ons kinders te groot te maak. Die dominee en die sonndagskoolonderwyser voeg by dit. Maar eers moet hulle die waarheid aan ons leer. So ons leef dit half dubbelsinnig in Israel, die waarheid in ons huis as Christene, maar ook die waarheid vir hulle daarso. Want as ons leef in Israel, is baie keer ons die enigste Christene wat die Jode in aanraking kom.
Want hulle is geskok toe hulle sien, ons is daar gedurende die oorlog. Ons is daar gedurende die swaar tye wat hulle deurgaan. Ons amper klaar gaan dit afsluit met so met so 'n bietjie van die oorlog praat, hoe ons dit deur die oorlog gedoen het. So toe 7 Oktober gebeur het. Dit was baie erg. Niemand het geweet wat die land tref nie. Almal het geskarrel daai Saterdagoggend, want hulle het hulle Shabbat wat Vrydag aand begin, dan Saterdag is hulle rustig, wat daar so alles sluit, soos in die ou dae in Namibië, soos op 'n Sondag, alles is toe. Alles sluit, en toe gebeur het 7:00 daai oggend. Gebeur daai ondenkbare tragedie, en almal is in rep, al die reserves, tot die wat nie meer, wat verby die ouderdom van reserve is opgeroep. Want toe moet hulle klomp afsyde Gaza toe gaan, en klomp op die noorde grens. Dit Saterdag gebeur, Ilse en haar span is met 'n bus af, met een van die besigheidsvans af, met kospakkies, daai Sondag, om die storie te gaan kry. Sy is 'n joernalis, om die storie te gaan kry, terwyl die missiele oortrek, nog steeds. Vra mense, maar hoekom doen jy dit? Jy ry dan in die gevaar in. My ma het nog gebel, terwyl Ilse daaronder is, toe sê sy, ja, toe sê sy, maar dis waarvoor ons geroep is. Dis in hierdie oomblikke wat dis die beste oomblikke om God se waarheid uit te leef. Dis die beste oomblikke om hulle te wys wie die Christen van vandag, wie dit is. Ons is hier om saam met hulle te staan. Ons is hier om die waarheid uit te leef. So 2 weke daarna, toe bel 'n oom vir ons van die Kalahari af. En hy ken ook die weermag, hy het self gedien, en hy sê vir ons, hy wil 'n geldjie oorstuur, om bietjie die boys, die IDF te gaan treat, want hy weet hoe swaar sulke tye kan wees. Ons sê, oom, het ons besonderhede, stuur dit op, en ons kyk wat ons vir hulle kan doen. Hy stuur vir ons 100,000 Namibiese dollar hoor. En dit het ons so aangeroer toe, dink ons, okay, wat gaan ons met hierdie geld doen? Toe, wat ons Namibiërs goed kan doen, braai. Gaan ons afgrens toe, reël ons met 'n ou wat die braai doen, met 'n rabbi vriend van ons, wat ons invat, en ons gaan hou 'n braai, vir die soldate wat vir die naweek uitkom, en ons deel met hulle. Ons is Christene van Namibië en Suid-Afrika, en ons is hier om saam met julle te staan. Maak nie saak wat gebeur hier, ons gaan nie vlug nie, ons is hier so deur. En ons het daai aand op die Gaza grens, terwyl alles nog besig is om te gebeur. Ons kon nie 'n babysitter kry so kort nie, en Lily is saam met ons af, sy was toe, amper 3, en sy saam met ons af, en hulle vat vir ons op die grens, waar hulle ingekom het, hoe hulle deurgebreek het, hulle wys vir ons nog al die missiel kontakpunte, en dit was iets, as iemand vir my sê, hierdie ding het nie gebeur nie, en ons kry van dit, dan gaan ek 'n bietjie daaraan toe vat. Daar storie op storie, wat ons kan sien hoe God se hand beweeg het, hoe God hulle veilig gehou het, want dit is nog steeds sy oogappel, dit is nog steeds sy volk wat hy beskerm. Dit is sy posisie om daai sluier te lig, nie ons nie. Al wat ons kan doen, is om daai waarheid te leef, en hoop en bid, dat ons iets van God se goedheid kan sien, deur dit alles. Van sy waarheid wat besig om te werk. Ek het baie stories, maar ek sien my tyd hardloop uit. Ek gaan julle afsluit met hierdie storie. Ons het 'n Holocaust vriend, hy raak 102, Walter, en ons het die voorreg gehad in ons huis. En Ilse bou nou al 'n lang verhouding van omtrent 10 jaar terug, wat sy hom ontmoet het in 'n grocery winkeltjie, wat sy Ziploc sakkies gesoek het, en sy het so begin met hom praat, en toe hy agterkom, toe sê hy van, ek wil niks met jou te doen nie, jy's 'n Christen,
En jou groep is verantwoordelik vir die Holocaust. Weens Adolf Hitler, wat hulle die 6 miljoen Jode vermoor het, in die gas chambers en al daai goeie, so ek het niks met jou te doen nie. Ek was klein toe ek uitgekom het uit dit. En so aandringerig, maar goeie aandringerig, wat my vrou is, het sy bly met die oom gepraat, want hy is ook 'n joernalis, hy is nou die oudste joernalis ter wêreld. En so sy het met hom bly praat, en hulle het maar stadig begin, die weer, wat gaan aan in die politieke, wat gaan aan in die oorloggoeders, wat gaan aan in die wêreld. En na so lang verhouding bou, en vertroue opbou, toe hy 100 geword het, het ons die eer gehad om sy 100ste verjaarsdag in ons huis te vier. Dis 'n oomie wat glad nie glo nie. En hy kom in ons huis, ons vier sy 100ste verjaarsdag met 'n klomp vriende, en van sy vriende. En daar kom die oom, en hy lees 'n gedig van God. So dit is sulke klein goedjies, wat ons hoop voor, waarvoor ons leef deur die waarheid, wat ek nie gaan stil bly nie, wat ek kies om nie stil te bly nie, waarvoor ons geroep is. En ek hoop en glo julle voel dieselfde waarvoor jy geroep is, om daai waarheid, daai stem van waarheid, te wees waar ook al jy beweeg. Amen. So ek weet nie wat gebeur nou nie. Ek kan nie sing nie. Baie dankie Henry, ons gee nou geleentheid vir die dankoffer. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ook vanoggend kon deel wees van nie net Gobabis se gemeente nie, die kerke in Gobabis nie, maar ook deel kan wees van die koninkryk van God wat in die wêreld besig is
om diens te lewer. Ons loof U daarvoor. Dankie dat ons ook kan gee vir die werk. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Voordat ons ons slotlied sing, wat ons eer aan die Here gaan bring, wil ek net noem, want ek is bang ek vergeet, Henry het nou kom sê, hulle te lys, as jy wil deel wees van hulle werk en hulle nuusbrief ontvang, kan julle daar na die voorportaal toe gaan, hulle het ook daar dingetjies saamgebring uit Israel, wat kan julle besigtig, en dan kuier ons saam rondom 'n lekker bord currykos, wat vir julle voorberei is. Maar voordat ons dit doen, kom ons staan en eer die Vader. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enig ons lof en ons lief. Eer aan God, die Heer van alle sy woord en sy gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorzame kinders te wees. Werk in ons liefde, o Heer, vir die waarheid, verstand en mag vry. U is die waarheid, die weg en die lewe. U woon in ons en laat ons in U bly. Here aan God, die Heer van alle here, woon ook in ons, weer sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorzame kinders te wees. Maak ons, o Heer, die getrouwe getuies, dat ons met vreugde dit oorlog vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Here aan God, die Heer van alle here, woon ook in ons, weer sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorzame kinders te wees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorzame kinders te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is oor Gobabis, oor Israel, oor die ganse wêreld. Amen.
Baie dankie dat jy gekom het. Moenie huis toe gaan nie. Kom ons kuier saam daar in die klein saaltjie.